Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en hemelse Vader, dankie dat ons vandag die geleentheid het wat ons nou weer het, om so met u woord besig te mag wees. Lei en leer ons asseblief, sodat ons kan hoor wat ons moet hoor. Open ons geestesoë, dat ons kan sien wat ons moet sien. Maak ons verstand gereed vir die boodskap wat ons moet ontvang. Ons bid vanmôre vir alle mense wat op ons voorbidding reken. Here, ons weet dat u weet vooruit en vooraf wat ons nodig het nog voordat ons vra. Daarom bid ons, gee tog vir die wat wag op hulp, daardie hulp. Die wat wag op genesing, wil u hulle tog aanraak en hulle genees. Gee tog, Here, dat daar vrede mag kom waar daar haat is. Gee dat daar rustigheid sal kom waar daar onrus en moedeloosheid is. Ons vra dat u ook sal wees met ons stukkende wêreld. Ons bid vir ons land, vir al die mense wat hier woon. Wees ons genadig, barmhartige Vader. Dankie dat ons ook vanmôre weer kan dankie sê vir al u seëninge, vir al u liefde en vir al u genade. Wees nou so met ons, Here. Dankie ook vir die vergifnis van sonde in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vandag kom uit 1 Konings 19, verse 1 tot 14, maar dit volg later. Ons tema is God ontmoet ons in die stilte. Nou dis hoe God die profeet Elia ontmoet het, toe Elia dit op 'n stadium in sy lewe bo alles nodig gehad het, in die stilte. Maar voor God Elia so ontmoet het, het daar 'n paar dinge gebeur. Laat my toe om dit eers met u te deel. Die eerste ding wat gebeur het is, baie Israeliete het in Elia se tyd ongelowig geword. Hulle het meer begin glo in hulle koningin Isebel se Baalprofete as in Elia, God se profeet. En dit het Elia so ontstel dat hy Isebel se 450 Baalprofete uitgedaag het vir 'n kompetisie om vir vuur te bid. Elia het toe die hele volk bymekaar geroep en ook die 450 profete van Baal. En toe so lees ons in 1 Konings 18, sê Elia vir hulle, ek het alleen agtergebly as profeet vir die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons 2 bulle. Hulle kan vir hulle 1 bul kies en hom op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul, maar dit ook nie aan die brand steek nie. En dan moet julle tot julle God bid, en ek sal tot die Here bid, en hy wat met vuur antwoord, is God. So kom hulle toe bymekaar op die berg Karmel, en daar het die Baalprofete gebid en gedans en hulle self gesny, maar daar het nie 'n vonkie vuur uit die lug gekom nie. Toe so vertel die Bybel het Elia gebid, en God het vuur laat neerdal. Soveel dat die offer, die altaar, die hout, die klippe en die grond alles uitgebrand het. En toe het die volk wat dit alles gesien het op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. En die Israeliete het toe op bevel van Elia 450 Baalprofete gegryp en hulle doodgemaak. 'n Mens kan jou mos nou indink, die profeet Elia sou na so iets in die wolke wees. Die God wat hy aanbid leef. God het Elia se gebed kragtig geantwoord. En die Israeliete glo hom nou. Maar daar hou dit toe nie op nie. Daar was in daai tyd ook nog 'n 3 jaar lange vernietigende droogte.
Elia het egter soveel selfvertroue gehad dat hy sy slaaf 7 keer gestuur het om na die see se kant toe te kyk vir 'n teken van reën. Na die 7de keer sien die slaaf toe 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis. Elia se geloof was op daai stadium so sterk dat hy sy slaaf stuur om die mense te gaan waarsku. Hier kom groot reën. En so gebeur dit toe ook. Maar let nou mooi op wat gebeur hier. Elia was 'n profeet en God het groot dinge deur hom laat gebeur. Maar dan leer die Bybel selfs 'n profeet soos Elia is ook maar net 'n mens, 'n breekbare kleipot. Die koning van Israel in Elia se tyd was 'n man met die naam Agas. En Agas was getroud met daardie heidense vrou Isebel en sy het, soos ek reeds gesê het, die afgod Baal aanbid. En nou vertel die Bybel, Isebel was woedend toe sy hoor Elia het 450 van haar Baal-profete laat doodmaak. En 1 Konings 19 begin dan met 'n boodskap van Isebel aan God se profeet Elia. Lees dit saam met my vers 2. En toe het Isebel 'n boodskapper na Elia gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die Baal-profete maak nie. En Elia, wat doen die profeet van die almagtige God toe? Toe raak Elia bang en moedeloos en hy vlug. Ons lees in 1 Konings 19 vers 3 en 4, Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. In Berseba laat hy sy slaaf agter en hy gaan alleen verder 'n dagreis in die woestyn in. En daar gaan sit Elia onder 'n besembos en hy wens hy kan doodgaan. Nou is dit genoeg, Here, neem my lewe want ek is niks beter as my voorvaders nie. Om soos Elia te maak toe hy daar in die woestyn onder die besembos gaan sit het en gesê het, dis nou genoeg, Here, ek wil liewer doodgaan, is net menslik. Dis mos soos dit vandag ook maar met ons gaan, is dit nie? Het gebeur so maklik. Ook met diepgelowige mense. Dat iets jou so plat slaan, dat jy eenvoudig net nie kan sien om aan te gaan nie. En ek wil dit waag om te sê, soos dinge nou daar uitsien, gaan al meer mense in situasies beland waar hulle so moeg en moedeloos raak. En so het ons vanmôre gehoor, die godsman Elia gee vir God sy bedankingsbrief. Net 5 woorde. Ek kan nie meer nie. Elia is moeg vir die lewe, moeg vir God, hy's moeg vir sy werk en hy het alles vir die Here gegee. En kyk, wat is nou die gevolge waarmee hy sit? Isebel wil hom doodmaak. 'n Mens verwag nie dat een van die belangrikste figure in die Bybel, die godsman Elia, op so 'n punt in sy lewe sou kom nie. Hy wat 450 Baal-profete verslaan het. Hy wat die reën kon sien aankom voor enige iemand anders dit kon sien. Maar kom ons wees nou eerlik. Voel ons nie maar ook partykeer so nie? Ons werk vir die Here, maar dan kom iemand en met een sin kritiseer hulle 'n mens se beste bedoelings en breek hulle jou gees en jou moed en jou geloof so, dat 'n mens soos Elia voel, ek kan nie meer nie. Ek dink 'n mens doen dan maar ook wat Elia gedoen het, is dit nie om ook maar te vlug nie, om ook maar iewers in die woestyn onder 'n besembos te gaan sit nie, om ook maar vir God te sê, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie. Maar al is dit nou alles waar, al voel 'n mens baie keer so, moeg, moedeloos, sonder hoop, daar's altyd mos steeds ook 'n ander waarheid. Daar's mos altyd steeds nog die groter waarheid, God se waarheid. Die goed wat met 'n mens in hierdie lewe gebeur, so weet ons almal, is erg, is baie erg. Dit sien ons tog in Elia se lewe. Maar oor een ding is die Here se woord baie duidelik. En dit is, moenie so op jou probleme fokus dat jy vergeet waar die oplossing lê nie. Wanneer jy so oorweldig voel dat jy soos Elia net onder 'n besembos wil gaan sit, dan moet jy onthou om te vra, waarheen kan ek gaan vir die krag en die hulp en die nuwe moed wat ek nou nodig het? Dis die vraag waarop 'n mens dan moet fokus. Waar kry ek weer krag en moed en hoop as ek voel dis nou die einde van die pad? Ek kan nie meer nie.
En elkeen van ons weet, jy kry daai krag en moed en hoop net op een plek, by God. Maar, so skryf iemand, die probleem is, ons bevind ons vandag in 'n wêreld waar mense al meer en meer dink, hulle kan sonder God klaarkom. Hy sê, na wie toe gaan die moderne mens wanneer hulle voel, dis nou die einde van die pad? Die persoon sê, as die moderne mens vandag probleme het, is daar vir hom genoeg wetenskap en genoeg politiek en genoeg ekonomie en genoeg tegnieke en genoeg medikasie om alle probleme te kan oplos. En dit, terwyl ons in werklikheid God, die lewende God nodig het. U weet dit net so goed as wat ek dit weet. En ek glo, u besef soos ek, al is die wetenskap hoe belangrik, en glo my, die wetenskap is ontsaglik belangrik. En al het ons die politici nodig om probleme op te los, al het ons die tegniek en die ekonomie en die medisyne en al hierdie dinge hoe nodig. Daar's een ding wat ons bo alles moet hê. En dit hoor 'n mens in daai woorde van Jesus, toe hy gesê het, sonder my kan julle niks doen nie. U weet dit en ek weet dit. Ons kan spook en spartel soos ons wil. As die Here die huis nie bou nie, te vergeef soeg die wat daaraan bou. Maar, en ek vra dit in alle eerlikheid, besef ons wat dit beteken wanneer die Here sê, sonder my kan julle niks doen nie. Jy kan sê, en is reg, dit beteken gewoon, besef waar die bron van jou krag en hulp lê. Dis al. Besef dat ons sonder God tot niks in staat is nie. Al het jy al die kennis en al die wetenskap en als, sonder God is niks van alles wat die mens ken en het, veel werd nie. Die vraag is eenvoudig, dink nou weer aan Elia. Waar het hy sy krag gekry om weer te kon aangaan? En Jesus, en Paulus en al die ander waarvan die Bybel praat? En ons voorouers, toe dinge ellendig gegaan het na die groot depressie van die 30er jare en na die groot wêreldoorloë, om nie eers te praat van die eerste gelowiges nie. Waar het hulle telkens weer hulle krag en moed en hoop gekry? Die antwoord ken u en ek van kleins af, by God. Maar nou moet ons nie vanmôre net vra waar het hulle krag gekry nie, dit weet ons almal. Ons moet veral ook vra hoe. Hoe het hulle daai krag gekry? Want as daar een ding is wat ons vandag meer nodig het as enige iets anders, is dit om te weet hoe om hierdie krag waarvan die Bybel praat te kan ervaar. Daai innerlike krag wat maak dat 'n mens elke keer weer kan opstaan en aangaan. En nou ken ons mos die antwoord. Ons weet, jy moet die Here toelaat om dit vir jou te gee. Maar ook, dit is nie al wat ons moet weet nie, ons moet veral ook vra hoe. Hoe gee God hierdie krag? Dink weer aan Elia. Die eerste wat ons moet raak sien is, die Here God het self na Elia toe gekom om hom te versterk toe hy daar moedeloos en bang en moeg onder 'n besembos gelê het. En eers het God vir Elia brood en water gegee. Maar toe leer God ook vir Elia een van die belangrikste lesse wat 'n mens kan leer. Nadat Elia geëet het, staan hy op en hy begin stap na die berg Horeb. Ons ken daai berg. Die Bybel noem dit die berg van God. Elia wou eers net wegvlug van alles af. Hy was moeg vir die lewe. Maar nadat hy van God se brood geëet het en God se water gedrink het, stap Elia nou 40 dae en 40 nagte lank 'n afstand van 450 kilometer na die berg Horeb toe. God se brood en God se water, dis die Bybel wat ek en jy lees, dis die preke wat ons hoor, dis die sakramente waarmee ons versterk word, dis die Bybelstudies waarin God kom om ons te voed, sodat ons versterk kan word om te kan aangaan. En dan op die berg Horeb, dieselfde berg waar God Moses ontmoet het, toe God Moses teruggestuur het na Egipte toe om sy volk te gaan verlos, daar ontmoet God nou ook vir Elia. Horeb is 'n beroemde ontmoetingsplek met God in die Bybel. Daar het talle ontmoetings met God plaasgevind. En God ontmoet Elia ook nou daar. En God vra vir hom 2 keer, wat maak jy hier, Elia? En Elia antwoord, ek het my hart en siel aan u gewy, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u gebreek,
Net ek alleen het oorgebly, nou wil hulle my doodmaak. Daarom kan ek nie meer nie. Daarom is ek moedeloos. Op. Maar, en dis belangrik, Elia mag klaar wees met God, maar God is nie klaar met Elia nie. Onthou dit ook vir jou eie lewe. Jy en ek mag dink ons is klaar met God, maar God is nooit klaar met ons nie. Dink nou mooi, God ignoreer Elia se klagtes. God sê eenvoudig vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. En dan lees ons, toe gaan die Here by hom verby. Eers was daar daardie geweldige sterk wind wat die berg stukkend geruk het en die rotse gebreek het. Maar nou sê die Bybel, maar in die wind was die Here nie. Toe kom daar 'n aardbewing. En weer sê die Bybel, in die aardbewing was God nie. Na die aardbewing was daar vuur. Ook in die vuur was God nie. Maar dan na die wind en die aardbewing en die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe word alles stil. Na al daardie geraas van die wind en die aardbewing en die vuur word alles stil en al wat gehoor word is 'n sagte fluistering. En toe dit gebeur, toe draai Elia sy mantel om sy gesig en hy gaan staan by die grot se ingang en toe praat die Here met hom. Ons lees in vers 13, toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. En toe hoor hy weer daardie stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Laat ek myself net eers hier vir 'n oomblik onderbreek. Die Bybel leer vir ons dat Jesus sy hele lewe op aarde, sy totale openbare lewe gebou het op 'n vaste ritme. Aan die een kant het Jesus hard gewerk. Hy het gepreek, siekes gesond gemaak. Hy het met die skrifgeleerdes en die fariseërs geredeneer. Hy het waar nodig opgestaan vir reg en geregtigheid. Maar elke keer soek Jesus daarna dan weer die stilte op. Onttrek hy om met God te gaan praat, met God te worstel. Oor en oor kry 'n mens in Jesus se lewe hierdie ritme. En wanneer Jesus se eie disippels by hom was, het hy hulle baie keer weggestuur, sodat hy eers weer alleen kan wees met God. In vandag se gejaagde lewe is dit so nodig dat juis hierdie ritme deel van 'n mens se program moet wees. Die ritme van stil word, van ophou paniek, net saam met God wees. Want dit is hoe God ons met al ons probleme wil ontmoet om ons te versterk met krag, waarsonder ons nie kan leef nie. En u weet dit so goed soos ek. 'n Mens wat hierdie krag nie het nie, kom maklik daar waar dit vir jou voel, dit raak te veel. Ek kan nie meer nie. Maar dan daar's nog iets. Een van die belangrikste dinge wat 'n mens na my mening vir jouself moet uitmaak is, hoekom het ek as mens hierdie nuwe krag nodig? Dink nou weer aan Elia. Elia, die moedelose profeet wat vir dood gaan lê het onder 'n besembos, ontmoet God toe daar op die berg, in 'n fluistering, in die windstilte. En wat doen God? God sê vir sy moedelose profeet, draai nou hier in jou spore om. God aanvaar toe nie sy bedanking nie, inteendeel, God stuur Elia toe terug na Israel toe en ook na die vyandige koningin Isebel toe met 'n nuwe opdrag. Gaan salf vir Elisa as jou opvolger en gaan salf Jehu as die nuwe koning wat by Agas moet oorneem. Jou werk is nie verby nie, Elia. Gaan lei eers 'n nuwe profeet op. Gaan stel eers 'n nuwe koning aan. Nou my broer en suster, as jy al ooit so moedeloos geraak het dat jy gevoel het ek is nou klaar. Klaar met die kerk, klaar met mense, klaar met sommer alles. Hoor dan weer, dis menslik. As dit met iemand soos Elia kon gebeur, kan dit met enige mens gebeur. En daar's baie goed wat kan maak dat 'n mens jou hoop en selfvertroue so kan verloor, dat jy maar net iewers onder 'n besembos wil gaan lê en wens om liewer dood te gaan. Laat my toe om enkeles te noem. Mense in die kerk kan jou so seermaak en teleurstel. Of jy's bang en angstig oor jou toekoms en dit kan vir jou voel of God nie regtig daar is vir jou nie. Of jy's dalk teleurgesteld oor ander mense se reaksie op jou heel beste pogings. Of jy word geïgnoreer. Of jy gee jou beste, maar in plaas van 'n klop op die skouer kry jy net kritiek.
Of jy is teleurgesteld in jouself, of jy voel minderwaardig, jy betwyfel jou eie oordeel, jy vergelyk jouself met ander en dink, hulle is almal beter as jy, en so kan ek aangaan. Ek dink, ons almal het iewers in ons lewe al ervaar hoe dit voel om so moedeloos te word, dat jy net onder jou eie besembos wou gaan lê. Maar dan, so glo ek, het ons almal ook al beleef, hoe daar in sulke tye op 'n menslik onverklaarbare manier tog weer kalmte in jou gemoed gekom het. Hoe jou angstige gedagtes en jou bonsende hart weer stil geword het. En hoe jy weer nuwe perspektief gekry het en hoe jy weer 'n innerlike rustigheid kon ervaar. En dit, my broer en suster, is hoe God elke keer weer na 'n mens toe kom om jou te ontmoet. So in die stilte, maar so kragtig. Elia het daar op die berg, nie in die wind of in die vuur of in die aardbewing nie, maar in daai stilte God se ontmoeting beleef. En dit het Elia met die krag gevul wat hy toe nodig gehad het. En Elia wat net wou doodgaan, staan toe weer op en gaan terug om sy werk klaar te maak. Kom ons vra vanmôre, kan God ons ook so ontmoet? Wil God ons vandag nog so ontmoet? Ek glo so met my hele hart. En ek glo God het al baie keer. God ontmoet ons vandag steeds meer kere as wat ons besef. Jy en ek kan verseker weet, God kom vandag nog so na ons toe, soos hy na Elia toe gekom het, in ons mees moedelose, weerlose oomblikke, is God daar. Maar dan moet 'n mens mooi luister, word stil. Kom verby die geraas van die storms en die wind en die aardbewings, sodat jy kan ervaar soos Elia hier diep binne in jou, daai stil stem wat sê, jy is toe nooit alleen nie. Ek, die Here God, is rondom jou, binne in jou, agter jou, voor jou, by jou. Jy leef en beweeg in my krag. Ek weet alles van jou, ek ken jou, ek het jou lief. Maar dan, wanneer jy God se ontmoeting so besef, hoor dan ook God se opdrag, daar waar God sê, soos vir Elia, jy is nog nie klaar nie, gaan maak die werk klaar wat ek jou gegee het. Gaan wees nou opnuut my getuie, gaan vergewe waar en wie jy moet, gaan betoon liefde waar dit nodig is, gaan doen waarvoor God jou geroep het. Doen dit en weet, jy hoef nie bang te wees nie. Ek is met jou. Amen. Kom ons bid. Dankie Here dat ons met hierdie versekering kan lewe, dat U altyd daar is. Dat U daar is wanneer dit goed gaan, wanneer ons op die kruin van die golf ry, maar dat U steeds daar is wanneer dit nie goed gaan nie. Wanneer ons in die donker, diep valleie van die lewe moet ingaan. Dat U daar is wanneer dit vir ons voel, ons wil liewer maar onder 'n besembos gaan lê, en soos Elia sê, ek is klaar. Dankie dat U ons telkens vul met die krag wat ons dan nodig het. U ken ons Here beter as wat ons onsself ken, so U weet vanmôre wie van ons wat nodig het. Daarom bid ons in Jesus se naam. Wees ons genadig. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal wees. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind, hoe Heer U sorg, verklein, vergroot vir alles, en U sorg dag na dag vir my U kind. Dan moet ek juig my Redder en my God,
U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my.